Ek groet u hier uit 'n ijskoue Holliston met 'n koue front wat hier oor ons hang. En dit is Sondagoggend die 9de Augustus van 2026. Kom ons praat oor die seën van die Here. Spreuke 10 vers 22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Kom ons lees dit uit die Message uit. God's blessing makes life rich. Nothing we can do can improve on God. Die woordjie daar om ryk beteken om ryk te wees of om ryk te word in geld, in besittings of in invloed. Rykdom gaan nie net oor geld nie, maar dit gaan ook oor geld. Dit gaan ook oor gesondheid, oor guns, genade, oor jou huwelik. Dit gaan oor jou kinders wat die Here ken. Dit gaan oor jou beroep. Alles waar jy jou hand aan sit. Nou wat dan om te werk? Moet ons ryk word sonder om te werk? Nee, ons moet dit doen. Kyk wat het gebeur, Adam deur God se opdrag gegaan het. Genesis 3 vers 17. En aan die mense het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ongelukkig is ons nou daarin. Ons moet werk. En die Bybel sê ook, as iemand nie werk nie, moet hy nie eet nie. Dit sê in 2 Tessalonisense 3, daar iewers. Ons moet werk, maar dit maak jy ryk nie. Die seën van die Here gee vir ons 'n ryk lewe. Sommige mense werk aan baie hard, maar hulle ervaar nie die seën van die Here nie. Waarom nie? Omdat hulle nie die seën van die Here wandel nie. Jy moet getrou wees in jou hele wandel met die Here. Die heel eerste ding wat God gedoen het nadat hy mens gemaak het, was om hom te seën. Genesis 1:28. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nou ongelukkig het die mense in hierdie opdrag gesien dat hulle moet kinders maak. Of dat hulle net kinders maak. Was nie God se bedoeling nie, toe hy dit gesê het nie. Die mens se siel en liggaam is toebedeel met soveel wysheid, omdat hy die gestalte van God gemaak is. Genesis 1:27, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. Daarom verwag God van die mens dat hy al hierdie Godgegewe wysheid en insig en seën sal aanwend om sy huis, sy werk, sy omgewing te seën en te vermeerder. Na die sondeval het die omstandighede verander, maar God se opdragte het nie verander nie. Omdat die mens in God se gelykenis gemaak is, het hy die vermoë om ander te seën, om sy huis te seën, om sy vrou, sy kinders, sy werk, en om vrugbaar in dit alles te wees. Kom ons lees weer, Spreuke 10 vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. God wil jou beroep, jou besigheid, jou boerdery, jou huis, jou vrou, jou kinders, wil hy seën. Ons het gesê, dat mense wat hard werk, maar hulle ervaar nie die seën van die Here nie. En ons het gesê, dit is omdat daar 'n voorwaarde aan God se seën gekoppel is. Deuteronomium 28 vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal. Nie net oor jou kom nie, hy sê jou inhaal. As jy luister na die stem van die Here, jou God. Daar is die geheim. Dan noem die Bybel 'n aantal van daardie seëninge wat jy kan verwag. Van vers 3 af. So 'n paar versies lees, maar lees gerus die res van daai hoofstuk. Vers 3 sê, geseënd sal jy wees in die stad en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee. Die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseënd sal jy wees by jou ingang en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Met alweer jou belegging sal vrugbaar wees en geseënd wees. En dit sal vermenigvuldig, omdat God jou die wysheid gee van hoe en waarom te belê. Ek het al in die begin gesê dat die seën van die Here wat ryk maak, nie net oor geld gaan nie, maar dit gaan ook oor geld. Ek is nie 'n voorspoedprediker nie, hoe genaamd nie, ek hou nie daarvan nie. Maar almal van ons het geld nodig om te leef, en selfs die kerk het geld nodig. Jesus het meer oor geld en geldverwante sake gepreek, as oor enige ander onderwerp. Jesus het oor die koninkryk,
oor die hemel, oor die hel, oor sy wederkoms, oor liefde, oor genade, oor vergifnis, oor die Heilige Gees, oor die daaglikse lewe gepreek. Maar die onderwerp waaroor hy die meeste gepreek het, was oor geld en geldverwante sake. Waarom? Omdat ons hier op die aarde geld nodig het. In die hemel gaan ons nie geld nodig hê nie. Ons het hier geld nodig om te oorleef. En die kerk het geld nodig om die evangelie te verkondig. Daar word soveel gedebatteer of ek moet tiende betaal of ek nie moet betaal nie. Die evangelie is gratis, maar niemand kan 'n produk bemark sonder om die bemarking te finansier nie. Ons vind die woorde seën, seëninge, geseënd 225 maal in die Bybel. Geld en geldverwante aanhalinge kom 'n paar duisend maal voor in die hele Bybel. 16 uit 38 gelykenisse wat Jesus vertel het, gaan oor geld of geldverwante sake. Jesus het ook gewaarsku oor die liefde vir geld en die gevaar daarvan. Dit gaan alles oor saai en maai. As jy nie saai nie, kan jy nie maai nie. Die seën van die Here maak die verskil. Ek het by die besigheid begin as bemarker baie jare terug. Ons baie gereis het om ons produkte te bemark. Dit is 'n nuwe besigheid en 'n nuwe produk. En om soveel te reis was koste, waarvoor geld skaars was. Nie te praat van salaris wat ek nie gekry het nie. Ek het self slegs op kommissie gewerk. My motor se bande word glad en ek moet die Here vertrou vir nuwe bande. Die Here rek hierdie bande se loopvlak totdat hy geld het vir 'n nuwe stel. Tot 160.000 kilometers. Mense het vir gesê ek lieg. Dis die heilige waarheid, die Here weet dit. Ek het in daardie jare miljoene kilometers gery. En dit kon nooit weer daardie selfde afstand handhaaf met 'n stel bande nie. Dit was net die seën van die Here gewees. Die Here wil jou seën, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. God sê vir Abraham in Genesis 12 vers 2, ek sal jou seën en jou naam groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Die Here wil jou seën in jou gees, jou siel en jou liggaam. Die Here stel selfs belang in SARS. Jesus sê vir die fariseërs, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Matteus 22 vers 21. Jesus was bevriend met die belastingharders, selfs met die Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, in Lukas 19 vers 2. Jesus het ook belasting betaal, Matteus 17 vers 27, maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee en gaan na die see toe en gooi jou hoek uit en neem die eerste vis wat opkom, en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry, 'n geldstuk daarin kry. Neem dit en gee dit aan hulle vir my en vir jou. Die Here wil jou seën met vreugde. Hy wil jou seën met die salwing van die Heilige Gees. Enige iemand wat jou anders wil maak verstaan, het 'n godsdienstige gees. Mense praat teen profeseë, praat teen gesondmaking, sê daar is nie meer so iets as goddelike genesing nie. Hulle praat teen die doping met die Heilige Gees. Hulle praat teen tiendes, teen die gawes van die Heilige Gees. Dit is alles as gevolg van 'n godsdienstige gees. God's blessings makes life rich. Nothing we can do improve of God. Stap net saam met hom op sy pad, sy weg, sy voorwaardes. Waarom wil God jou seën? Sodat jy 'n seën kan wees. Mense sê gou, dis nie nou tyd om te praat oor geld en die gee van geld vir die kerk nie. Want kyk waar staan die verbruikersprysindeks en kyk, jy gesien wat kos brandstof nou? Is God se hande gebind deur die verbruikersprysindeks of die prys van brandstof? Genesis 26 vers 1 en 2, en daar was 'n hongersnood in die land, en die Here het saam met hom, het aan hom verskyn, dit is Isak, en sê, moenie aftrek na Egipte toe, want Isak het besluit, hy gaan die Egipte toe trek, want daar's kos in Egipte. Maar die Here sê vir hom, woon in die land waar ek jou sal aanwys. In vers 12 sê, Isak het toe in die land gesaai, en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. Ek sluit af. Ten spyte van hongersnood was hy geseënd, want dit kon God se seën nie stuit nie. Dit kon God se hande nie bind nie. Niks anders kan God se hande bind nie. As hy jou wil seën, dan gaan hy jou seën. Pas jy net op
om in sy voetspore en sy paaie te loop. Moet God nie beperk nie. Prys die naam vir die Here seën nie. Amen.